Goeiemôre en baie hartlik welkom vanoggend ook by ons erediens. Ek hoop die winter was dan nie vir jou te koud gewees nie. Ons begin weer vanoggend by die dienste in die gebou ook, so jy's van volgende week af meer as welkom om saam met ons in die gebou ook te kom kerk. Kom ons begin vanoggend net weer met 'n gebed. Here Jesus, baie dankie dat ons steeds kan bely dat U Here is. Dat al die mag aan U behoort en dat U hier is. En deur hierdie afgelope 2 maande wat dit moeilik en swaar gegaan het, Here, met die virus wat deur ons gemeente en ons gemeenskap is, met 'n klomp mense wat oorlede is. Dankie dat ons dit steeds kan bely van U, Here, dat die mag aan U behoort en dat U hier is en dat U by elke een is wat seer het, wat hartseer is, wat verloor het in hierdie afgelope ruk. En Here, ek wil pleit dat U op so 'n wyse daar sal wees in elke huis, dat ons bewus sal wees van die teenwoordigheid en sal weet dat U die een is wat ons vashou en wat ons troos. Dankie daarvoor, Here. Dankie ook vir vanoggend dat ons weer so saam kan wees en dankie dat ons uit die woord uit kan lees en daaroor kan gesels. Here, wil U ons harte oopmaak dat ons kan hoor dit wat U hart vir elkeen van ons is. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het 'n eenvoudige vraag vanoggend om die diens mee te begin is jy gelukkig? As jy in die oggend opstaan, wat is jou eerste emosie, jou eerste gedagte van, sien ek uit na die dag, is ek opgewonde oor 'n paar goed wat kan gebeur, wat kan gebeur, is ek in afwagting, of is dit net 'n donker, somber, ag nee, hier begin die dag alweer, dalk hartseer, en die dag is soos 'n berg voor jou. Daar's baie dinge in hierdie wêreld van vandag wat ons vreugde en ons blydskap by ons wil steel, en terselfdertyd wil bepaal of ons gelukkig is en of ons hierdie lewe voluit leef en of ons ongelukkig en moedeloos is nie. Ek bedoel, kyk maar na die sosiale media met al die vals nuus wat ons probeer om mense bang te maak, probeer om mense in 'n rigting te laat dink en om met hulle standpunt te laat saamstem oor die politiek, oor julle weet self, alles en wat nog. Moet ek my laat inent? Moet ek my nie laat inent nie? Wat is die gevolge? En oral moet jy kant kies en jy moet 'n standpunt inneem van hoekom jy hierdie kant kies en dit dan verdedig en al hierdie goed maak iets binne in jou. En die meeste van die tyd steel dit ons geluk en ons vreugde. Want weet jy, as ek nou hierdie kant kies, is daai ouens vir my kwaad, en as ek daai kant kies, is hierdie ouens vir my kwaad, en in die proses maak ons van onsself human doings, ons moet regtig goed doen, en die regte keuses maak, waar ons eintlik net human beings is. Nou mense bepaal nogal oor die vreugde wat in ons harte is, hoe hulle optree, en ek het so 'n idee, daar is so 3 groepe, daar is baie moontlik meer, maar in my kop is daar 3, nee. Daar's die groep mense wat nie weet wie jy is nie. En in die mall by jou sal verbyloop en 'n opmerking maak oor jou hare of jou ore of jou klere of jou wat ook al. Wow, hoe kan die ou so aantrek? Dis 'n weird ou daai. Dis baie keer van die goed wat gesê word. Ek en jy doen dit ook baie keer spontaan en dan lag ons saam. En die hartseer is, daar's baie mense wat hierdie aanmerkings van vreemdelinge glo. Ek dink, jene, daai ou dink ek is so en so, is ek nie dalk so of so nie, en dan het dit 'n effek oor hoe ek gelukkig is of nie, hoe ek oor myself dink, en dis vreemdelinge wat so sê. Dan is daar die groep mense wat jou ken, vir my ken, maar hulle hou nie van ons nie. Hulle is dalk jaloers op dit wat ek reg gekry het of nie reg gekry het nie, of hulle wil my seermaak oor een of ander rede, en dan sê hulle, skinder hulle goeters oor ons en breek net in die proses af. Soms is daar waarheid in wat hulle sê, en ek dink dan kan jy jouself daaraan steur en iets aan doen, jou gedrag verander of wat ook al, maar die meeste van die kere is hierdie kinderstories snert. En net 'n manier om my af te breek en hulle dalk 'n bietjie op te bou. En is dit nie so nie dat daar wel stories is oor almal van ons? En ons eerste default reaksie is om die storie te verdedig en sê ja, maar dit en dit en dit, of nee, dis nie waar nie, want hierdie en hierdie het gebeur, en hoe meer ek myself verdedig of probeer verdedig, hoe meer begin mense sê, jong, hier trek 'n rookie, is daar nie dalk 'n vuurtjie ook nie?
En dit bepaal 'n ou se geluk, want ek moet hierdie mense oortuig dat hierdie storie nie waar is nie, en ek kry dit nie reg nie, en op die einde is ek ongelukkig, en my identiteit word aangetas. En dan is daar die derde groep mense, en dis die ouens wat lief is vir jou, wat vir jou omgee, wat van jou hou, jou ouers, jou vriende, jou man of jou vrou, jou kinders, jou kleinkinders, nie? En hulle sê mooi goed en opbouende goed oor wie jy is, hulle bemoedig jou, hulle dra jou. En omdat hierdie ander twee groepe so sterk is ons baie keer geneig om van hierdie groep te sê, ag, weet jy, is my ma, sy moet vir my lief wees, of is my kinders, hulle moet vir my lief wees, of is my kleinkinders, hulle mag vir my lief wees, want ek het so baie lekker goed wat ek altyd uitdeel, of wat ook al, en dan sukkel ons om hierdie mense wat se intensie en se bedoeling goed is, om hulle te glo. Nee? 3 tipes mense wat goed sê oor ons, en dit het 'n direkte invloed op ons geluk, dit bepaal op ons geluk. En die hartseer is, en julle weet dit, mens kan nie dit wie jy binne is, en dit wat jy binne voel, bou op dit wat mense sê nie. Mense se opinies nie, want mense se opinies verander. Gister en vandag en môre sê hulle verskillende goed oor jou, en sê sonder om te dink goeters, en ek kan nie dit wat ek binne-in is en wil wees bou op dit wat mense oor my sê nie. En daarom is dit nodig om te luister na God. Want God sê ook 'n klomp goed oor jou en my. En God is gister en vandag en môre dieselfde. En God is altyd ewe lief vir my. So is plain stupid om na mense te luister en my geluk en my identiteit te bou op wat mense sê en nie dit op wat God sê nie. Want God wil hê ons moet volmaak blydskap beleef, gelukkig wees. Nou voor ons kyk oor wat sê God, onthou net hierdie. Jy besluit na wie jy luister. Oor wat binne in jou aangaan. En oor wat jy oor jouself dink. Nou wat sê God oor jou, nie? Hierdie teks is seker vir my die mooiste teks in die Bybel. Dit is asof Jesus hierdie laaste team talk met sy disippels het, want hy weet wat nou gaan kom. Hy gaan gevang word, hy gaan gekruisig word. Hulle gaan deur mekaar wees. Hulle weet nie wat om te verwag nie, want hulle verstaan nie die hele prentjie nie. Hulle gaan uit mekaar uitgejaag word. So hierdie is die laaste belangrike crucial goed wat hy vir hulle wil sê, dat hulle dit deur hierdie onsekerheid kan kom. Dis Johannes 15 vanaf vers 9 lees ek. Soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my gedagtes uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het 'n groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Vers 15. Ek noem julle nie meer ondergeskikte nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat alles wat ek van my Vader gehoor het het ek aan julle bekend gemaak. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies. En ek het jou aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. En so sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Is dit nie ongelooflik nie? Hierdie almagtige Skepper God, die een wat gemaak het alles wat is, die een wat al die mag behoort, die almagtige, die gans andere het jou gekies. Jesaja sê het jou op jou naam geroep en sê kom, jy is myne. Dis nie jy wat ergens 'n oomblik van briljantheid gehad het en jou hand opgesteek het en sê Here piek me nie. Nee. Ek en jy, dit is 'n gevolg van die sondeval en dit wat Adam en Eva aan onsself aangevang het, reguit op pad hel toe. Ons het God gehaat en wou hom nie in ons lewe hê nie, ons wil hom gekruisig het. En toe kom hy met sy groot genade en hy roep jou, kies jou om syne te wees. Dis wie jy is. God se eiendom. En in ons teks wat ons lees, gebruik hy die metafoor, jy is sy vriend. Nie sy slaaf, sy onderdaan, sy ondergeskikte nie, sy vriend. Jy moet weer hierdie teks gaan lees, en hom weer gaan lees, en hom weer gaan lees, sodat die kennis en wat dit regtig beteken, wat God sê, jy is my vriend, hier vanaf 'n bietjie kan sak na 'n dieper plek toe, sodat ek dit kan glo. Hierdie almagtige God kies jou om sy vriend te wees.
En vanuit hierdie identiteit as die vriend van God, wil Jesus hê dat jou vreugde, jou blydskap volkome moet wees, volmaak moet wees. Wie wil nie gelukkig wees in hierdie lewe nie? Want vanuit vriend van God, volmaak blydskap, kan ek lief hê. Kan ek nie anders as om lief te hê nie. En dis tog wat ons almal soek, is liefde en aanvaarding. Om lief te kan hê en om geliefd te wees. Een groep, een tipe kom en sê, om gelukkig te kan wees, gaan oor geld, status, mag, goed wat jy het. Nee, is nie waar nie. Want dis nie wie jy is nie. Jy is nie dit wat jy het, of reg gekry het, of presteer het, of wie jy ken nie. Nee, jy is Jesus se vriend. En vanuit dit, as jou identiteit, kom die blydskap. Nou, hoe lyk so 'n vriendskap? Vriende ken mekaar, spandeer tyd saam met mekaar, leer mekaar ken, deel geheime met mekaar, vertel mekaar goed, doen goed saam, ken mekaar se harte, gee om, doen moeite. En dis wat Jesus gewys het van sy kant af, hy het sy lewe weggegee, sodat hy jou sy vriend kan noem. Dat jou sondes weggevat, sodat jy heilig saam met hom sy vriend kan wees. Dis wie jy is, vriend van God. Vanuit dit bou ons selfbeeld. Kan ek trots wees op wie ek is? Kan ek die vreugde en blydskap in volmaaktheid beleef, reeds hier in my lewe? En vanuit hierdie fondasie van wie ek is, sê Jesus, julle moet lief wees vir mekaar. Gee Jesus vir ons die vermoë om die lekkerste ding wat daar is, om lief te hê, te kan doen, teenoor mekaar. Dis wie jy is. So God het die posisie geskep, vriend van God. Hy het die aanstelling gemaak, jy is sy vriend. Die vraag is, vul jy die aanstelling? Vul jy die pos as sy vriend? Ek het 'n klein toetsie waar jy bietjie kan gaan oordink. In Johannes 15 vers 18 staan daar, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehad. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Waar word jy aanvaar? In die wêreld? Of by God? Dit wys, wie is jy en wie se vriend is jy? En dalk is dit die oorsprong van waar jou ongelukkigheid met hierdie lewe vandaan kom, jou ontevredenheid, jou sonder vreugde leef, kom dalk uit hierdie feit uit dat jy meer moeite doen om met die wêreld vriende te bou en by die wêreld aanvaar te word as by God, en meer moeite doen by die wêreld as om te beleef en te erken en te ervaar, maar ek is sy vriend. Jesus het my geroep daarvoor en ek het die keuse gemaak om dit te doen en ek oefen elke dag, ek spandeer tyd saam met my vriend Jesus om hierdie vriendskap nader en nader en nader aan mekaar te kry en vanuit dit gebeur die blydskap en die vreugde in volmaaktheid in my lewe. So jy is dalk nie regtig wie jy is nie. Dis dalk tyd om jou werklike jy, vriend van Jesus, te begin leef en te begin oefen en te begin oordink. Wanneer hierdie goed gebeur, is daar 'n heerlike laaste uitnodiging van jou vriend Jesus. In die teks wat ons gelees het nie. Vra en God sal vir jou gee. Vra en hy sal gee. Dis dalk iets om te gaan oordink. Hoekom is ek ongelukkig? Waarmee worstel ek? Is dit nie dalk tyd om te besef, ek is Jesus se vriend. En op dit moet ek fokus en dit moet ek bou en vanuit dit sal blydskap en vreugde groei, gaan liefde groei
En vanuit dit gaan ek die vrymoedigheid hê om die regte goed vir God te vra. Hy gaan vir my gee. Maar moenie my glo nie. Gaan toets dit. Gaan soek dit.